Goeiemôre julle. My oë blink nie so nie, is die ligte wat my oë so laat blink. Maar ek voel die teenwoordigheid van die Heilige Gees aan vanmôre. Ek staan daar en ek bewe. Dis nie uit bangheid. Dis my eerste keer wat ek preek nie. Dis nie uit bangheid uit nie. Ek's net diep bewus van die teenwoordigheid van die Heilige Gees vanmôre. En weet julle, met alle respek, Pastoor Dudley, met die musiek is altyd so mooi en dit is altyd perfek. Maar vanmôre was daar vir my iets besonders. Ek het met 'n oomblik stil gebly. En toe julle sing, ek sê nou nie ek nie, toe julle sing, want ek het toe stil gebly. Toe wil ek hoor wat ek hoor. En toe julle sing, I exalt thee, toe hoor ek 'n engele. Dit klink soos, ek wens julle kon julle self hoor, dit klink soos engele wat gesing het en sê, we exalt thee. Want groot is hy. En ekskuus as ek baie keer hier voorkom staan, want julle sit so ver agter, ek gaan julle daar agter gaan ek vir julle kom kuier net nou. Maar goeiemôre julle en julle is 'n mooi groep mense en ek is bly julle is almal hier. Want die Here het vanmôre 'n spesiale boodskap, nie net vir julle nie, vir my ook. En ek hoop ek leer iets dat ek julle beter kan behandel. Net gou oor toe asseblief. Ons almagtige God en hemelse Vader. Here, ek dra myself aan U op vanmôre, Here. Here, ek is ook so nietig, baie keer so verkeerd in my lewe, Here. Maar Vader, vanmôre, Here, bid ek, Here, dat U soete Heilige Gees my sal salf, Here, elke woord wat ek sal spreek, Here. Dat dit gesalf sal wees deur die Heilige Gees en dat dit nie uit myself sal kom, Here. En Vader, dat U ons iets leer vanmôre, Here. Here, dat U ons vasvang in wat U van ons wil hê, Here. En nie wat ons van U wil hê nie, Here. Here, dat U ons sal salf en sal seën vanmôre. En Vader, ek bind elke Satans mag vanmôre in hierdie gebou in die naam van Jesus. En elke Satans mag verbied ek in die naam van Jesus. En ek kanselleer jou werke in die naam van Jesus vanmôre. En Vader, ek pleit die kosbare bloed van Jesus oor elke een van ons hier vanmôre, Here. En Vader, my gebed is vanmôre dat U sal beweeg, Here, van hart tot hart. Here, dat U ons harte sal aanraak en laat ons sal hoor wat U vir ons wil sê. En ons eer U daarvoor vanmôre. En al die eer kom net U toe in Jesus naam. Amen. Oom Sam. Nee, ek mag nie sê Oom Sam nie. Is Pastoor Dudley wat begin met hierdie ding van Oom Sam. Net vir my daai prentjie opsit asseblief. Die tema van vandag is wat hoor ek? Ek wil hê julle moet vir 'n oombliekie net gou 'n bietjie mooi daarna kyk. Daar's 2 ore. Die een is leeg. In die ander oor lê daar 'n embrio. So vanmôre moet asseblief, ek wil hê julle moet konsentreer op wat hoor ek? Daai oor wat leeg is, wat niks wys nie, is soos 'n bar land wat lê. En niks sal uit hom groei nie voor daar saad in hom geplant is nie. Maar die oomblik as daar 'n saad in daai land geplant is, dan kom daar op wat ook al gesaai was en geplant is. En as jy na die ander oor kyk, is daar 'n saad geplant en daar het 'n embrio opgekom. Wat word van daai embrio? Bly hy net daai size? Ek noem dit size, want ek het geweet, ek kon sommer sien julle dink ek kan nie Engels praat nie. Daai size word groter. So dit wat in jou oor geplant is, gaan groei en dit gaan groter word. En vanoggend toe openbaar die Heilige Gees aan my iets anders wat ek nog nooit so gesien het nie. En vanoggend toe sê die Here vir my dat jou liggaam is die trekker. Ek praat nou van boerdery. Ek is nie 'n boer nie. Jou liggaam is 'n trekker. Maar jou tong is die planter wat plant.
En toe die Here dit vir my openbaar vanoggend, toe dink ek, Here, ek het dit nooit so gesien nie. Maar toe besef ek eintlik. Ons praat altyd van 'n gevaarlik is die tong en ons praat daaroor en ons laat dit verbygly en ons weet, ja, die tong spreek lewe en dood en ons weet hierdie goed. Maar toe besef ek vanmôre, ek moet versigtig wees oor wat ek plant. Want daai wat ek plant kan terugkom na my toe. Maar dit kan ook die land doodmaak. Met ander woorde, dorings en distels was geplant. Kom ons lees net gou saam, as julle die Bybel saamgebring het in 1 Johannes 4, vers, ek moet my brille uitkry, dat ek julle beter kan sien, my kinders. In Johannes 4, vanaf vers 1 tot 6. En ek wil net vir julle sê, as ek miskien 'n bietjie opgewonde raak, pastoor Dudley se broer, Clemens, het ons altyd die gesegde, dan sê hy, ja, julle is nie so lewendig soos die kleerlinge nie, want hy is nogal lief om by die kleerlinge te preek. Nou ek weet ek was nou 'n week op vakansie, maar ek het spesiaal in die son gelê, dat ek kan lyk soos 'n kleerling, so as ek 'n bietjie besig is vanmôre, verskoon my hoor. So, ek het dit nou klaar gevra, né? 1 Johannes 1 vanaf 1 Johannes vanaf 4 hoofstuk 4 van vers 1. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Want baie valse profete het in hierdie wêreld uitgegaan. Nou hier praat die woord van die valse profete. Maar ek wil nie ons moet net kyk na valse profete nie. Want ons kyk na valse profete, dan kyk ons net na sekeres, want dit is nie ek nie. So kom ons vir hierdie oomblik vir vandag, kom ons noem dit in die woord, nie die valse profete nie. Ons praat van ons. Ek verander nie die woord nie. Ek wil net nie, ons moet nie altyd nou sê valse profete, dan kyk ons nie, maar daai ou, hy's 'n profeet, hy's vals. Maar jy vergeet oor dit wat jy sê en wat jy doen nie. So net vir hierdie, ek verander nie God se woord nie, ek laat nie by nie, ek sit nie vat nie weg nie, maar ek wil net hê julle mooi verstaan, as ek praat van valse profete. Dan kan ons maar sê, is ons ook nie maar soms profete nie, want ons spreek ons woord uit teenoor ander. Miskien nie in die regte sin nie. Want baie valse profete het in hierdie wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is 'n gees van die anti-kris waarvan julle gehoor het. Dat hy kom en hy is nou al in die wêreld. Nou, weer eens verander ek dit nie, maar hy sê hy is nou in die wêreld. Wat ek hoe ek dit net sien, hoe die Heilige Gees vir my net wys, dit is mense in die wêreld rondom ons elke dag. As hy nie positiewe goed praat nie. As ek dit nou so kan stel, as hy nie positiewe goed kan praat nie, is hy nie uit God uit nie. Want God bou op. Yes, ek weet, baie keer is ons nie reg nie. Al is ons kinders van God. Al is ons sy wedergebore kinders. Al het ons hom baie lief, maak ons nog steeds foute. En ons is bly net mens. En ons kry ook net seer. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin. Omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld. En die wêreld luister na hulle. Ek gaan hierdie vers herhaal. Ek wil hê julle met 'n gedagte hou as ek nou die woord van die Here gaan uitbring vir julle. Vers 5 sê, hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld. En die wêreld luister na hulle. Met ander woorde, as ons weer gaan kyk na die oor, dan sal ons weet
Waar hy sê die wêreld luister na hulle. Dit is 'n geval van jy maak jou ore oop vir die saad wat geplant word. Ek gaan nou by dit uitkom. En ons is uit God. Hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling tot sover. En julle weet, dan luister ons wat sê die mense, en ek sê altyd my ore is nie jou asblikke nie. Ek sê dit weer, ek wil hê mooi hoor. Nie net my ore nie, ek wil hê julle ook. Leer dat jou ore nie asblikke is. Wat ander kan damp binne in jou oor nie. Want wees versigtig, want dit wat binne in jou oor gedamp word, gaan groei. Want ons weer na daai prentjie kyk van die of julle sal dit onthou, van die embrio wat gegroei het. Want nou luister ek, sorry, ek sit altyd net voor, ek ken nie almal se name nie, hoor. Ek gaan vanaand, as ons nou klaar is, gaan ek buite staan en elkeen van julle groet en jy sê jou naam vir my en ons gaan eers 'n gesprek hê. So ons kom 4:00 vanmiddag by die huis. Maar ek ken so hier en daar mense. Want Gerard kom na my toe. Nee, ek gaan my vrou gebruik. My vrou kom na my toe. En sy sê, "Het jy gehoor hoe praat Gerard van sy vrou?" Wat maak ek? My ore is nou haar asblikke. Sy het niks anders om te sê nie as om vir Gerard af te breek nie. En nou kom sy en sy vertel vir my, "Ekskuus my vrou, jy het dit nog nie gedoen nie." Sy het nie hoor Gerard. En nou kom sy en sy vertel vir my dat Gerard het so en so gesê of Gerard praat so en so met sy vrou. En nou kyk ek met ander oë na Gerard. Want Gerard was vir my altyd die aangename ou, maar jy is nie meer nie. As gevolg van wat my vrou vir my vertel het, wat jy vir jou vrou sê. Maar op die einde van die dag, toe jou vroukie nou hoor, wat ek van jou dink, toe is 'n totale ander storie. En nou is sy ook kwaad. Kan julle sien wat se vuur steek ons aan die brand? Kan julle sien waar gaan ons heen? Is om met jou ore oopmaak vir distels wat geplant word. En nou groei daar die distels in jou oor. En nou begin jy op 'n stadium kom, negativiteit groei in jou. En alles begin nie meer vir jou positief lyk nie. Want jy raak honger om te luister na 'n lekker storie. Want dit is so lekker om iemand anders af te breek. En julle moet net een ding verstaan, hierdie is nie 'n negatiewe preek nie. Ek wil julle met iets hoor vanmôre. En dan, die lekker ene kom net nou, wat ons die goeie saad plant. Ekskuus, ek kuier net 'n bietjie vir julle, julle sit so ver agter ek wil nie julle onwelkom voel nie. Voel julle welkom. Ek het 'n woord vir jou. God sê, jy het so behoefte na my, maar soms weet jy nie meer hoe nie. Soms weet jy nie, wat moet ek doen nie. Maar die Here sê, roep my aan. Vergeet van die dinge rondom jou, sê die Here. Want dit is daai dinge wat jou neertrek. Dit rondom jou, wat jou negatief maak. Maar die Here sê, begin my, roep my naam aan, maak my naam groot, ek sê optel. Sê dat word. Want ons is so gewoond om te luister na mense se stories. Ons is so gewoond om te hoor wat sê wie van wie. Maar ek dink ons moet op 'n punt kom wat ons sê, weet jy wat? Die oomblik, ek gebruik weer my vroukie, as jy begin praat van hierdie tannie, dan sê ek, my vrou, ek wil dit nie hoor nie. Ek ken nie haar situasie nie. Ek weet nie waar deur jy gaan nie. Ek het nie nodig om daarna te luister nie.
Maar as my vroutjie begin praat van, weet jy wat, hierdie vrou, sy trek my so aan. My hart gaan so uitmaal. Dan kry ek ook onmiddellik 'n baie sagte gevoel in my hart vir hierdie vrou. Sien julle wat van die tong, wat doen hy? Dit is die planter. Jy is die trekker, want jy loop en jy gaan na hierdie ou toe. En dan plant ek saad en dan vertel ek vir jou 'n storie. En dan glo jy dit. Maar op die einde van die dag, dan raak jy ook negatief. Dis hoekom dit so belangrik is. Dit so belangrik is om te pas op wat jy hoor en wat jy van ander mense praat. Ek maak amper klaar, ek is nou by die eerste helfte verby. Tweede helfte, die hoender in die oond is nog reg. Want ek weet met tegnologie het julle mos nou kameras om die huise, binne in die huise, en ek glo daar's mense wat 'n kamera binne in die oond ook het. Jy mag gou vinnig op jou selfoon kyk, ek gee jou net 'n half minuut. Kyk gou of die hoender right is. Kan ons maar weer aangaan. Reg. Die positiewe kant is om positiewe goed in ander mense se ore te sit. Leer jouself om te verander oor negatiewe dinge. Want ons het nou net so 'n klein rukkie gaan kamp nou. En daar was dit, en asseblief, ek hoop nie, as hy tannie dit nou kyk, gaan sy weet presies maar wat jy praat, maar ek gee nie om nie. Ek gee nie om nie, want miskien leer sy iets vandag. Maar as sy so aangestap kom, dan sê ek vir Elsabie, dan sê ek, ag my vroutjie, hier kom sy alweer. Want dan kla sy oor dit, sy kla oor dit, ek wil dit nie hoor nie. Dankie vir daai amens. Want dit gaan nie net op die kampterrein so nie. Dit gaan by jou werksplek ook so. Dit gaan by die kafee ook so. Dit gaan by die petrolstasie ook so. Want hoekom gooi jy so stadig petrol in? Hoekom doen jy dit nie? Hoekom moet ons dit altyd doen? Ek het eendag iets gehoor op 'n seminaar wat ek was baie lank gelede, dis nog toe rooi kappietjie 'n klein dogtertjie was. Dis lank terug. Baie lank terug. Het ek 'n ding gehoor, en ek gaan herhaal wat ek gehoor het, want ek het iets geleer daaruit, en ek wil hê julle moet vanmôre iets leer daaruit. Daardie persoon het gesê, los mense beter as wat jy hom gekry het. Dit sê, wie is jy? Dit sê, wie is jy? Ek sê dit weer. Los mense beter as wat jy hulle gekry het. Want dit sê, wie is jy? En hierdie ding was 'n kort stukkie wat hy gesê het, en hierdie ding het begin groei in my. En ek het begin wonder, wat probeer hierdie ou regtig sê? En toe besef ek dit. En van daai dag af het ek my lewe verander oor hoe ek met mense praat. Want ek wil hom beter los as wat ek hom gekry het. Maar nou het ons al hierdie, en gelukkig kan ek en my vroutjie mekaar verstaan. As ek jou by enige plek sien en kry, en ek begin praat, dan hou sy hand. Sy vra nie meer nie, dan gee ek net die sleutels vir haar. Sy wag vir my in die kar. Want ek en jy gaan 'n rukkie besig wees. En weet julle wat het ek ervaar? Deur iemand beter te los, laat jou beter voel. Hoor wat ek jou sê vanmôre. Dit laat jou beter voel. Want die oomblik as ek sien hoe lag jy, en ek kan jou net, en ek is nie 'n clown nie, ek het nog nooit vir Boswildertjie sirkus gewerk nie. Maar as ek kan sien dat ek jou kan laat lag, en ek kan jou net bietjie optel, uplift. As ek al wegloop, dan voel ek beter as toe ek jou gesien het. Ek het jou opgetel, maar dit laat my goed voel. En dit is weer, plaas die positiewe in ander se ore. Sit die goeie saad in daardie oor. En daai saad wat groei, en dan begin mense, ons wil so graag hê almal moet van jou hou. Dis lekker as mense van jou hou. Maar nou kry ons baie keer die geval, omdat ons almal feilbaar is,
Jy doen of sê iets verkeerd. Maar dan is die ouens 2 tipe trekkers, 2 tipe planters. Die een sê, aha, Gerard, ek jy maar so sê, daai ou gaan dit nie maak nie. En dan spreek jy dit uit soos God se woord sê. Jy spreek dit uit, daai ou gaan dit nie maak nie. En dan, so, maand later, sien 'n ou, hierdie ou gaan net, dan land hy iewers. En eerste wat Gerard van my gaan sê, is onthou jy, 'n maand terug het jy gesê, hierdie ou gaan dit nie maak nie. En dan voel ek nou nogal, of ek 'n baie slim ou is, want ek kan sien. Nee, jy kan nie sien nie. Nee, jy het negatiewe dinge oor ander mense uitgespreek, en God se woord sê, wat jy sê, sal so wees. Maar nou gaan jy en jy spreek negatiewe dinge uit, en agterna, dan voel jy trots daarop, en jy sê nog vir die ou, onthou jy, ek het vir jou gesê, Sunny, gaan dit nie maak nie. Maar eintlik moet jy jou hoof sak in skaamte, en voor God gaan staan, en sê, Here, vergewe my, ek het haar ten gronde gepraat, of vir hom ten gronde gepraat. Maar het julle al gehoor dat, jy sê vir 'n ou, daai ou, hy gaan dit maak hoor, daai ou, en dan 'n maand, 2 maande, 3 maande, jaar later, en sê, onthou jy, ek het jou gesê, daai ou gaan maak. Nee, jy doen dit nie, jy sê dit nooit nie, maar laat jy sien hoe 'n ou in die modder val, dan is jy gou om te sê, ek het jou gesê. En dit sê vir my, ons kyk altyd, waar kan ons afbreek? Maar nou vra ek julle vanmôre, luister na die woord van die Here. Nie ek nie. Wees onderdanig aan mekaar. Lift mekaar op, tel mekaar op, gee mekaar liefde. Kom ons gee om vir mekaar. En weet julle wat? Nou doen ek promosiewerk. Dis hoekom ek, toe ons hier geland het, die eerste dag toe ons hier uitstap, toe sê ek vir my vrou, hier bly ons. Weet julle hoekom? Ek ervaar hier so 'n lekker gees onder hierdie mense. Julle is dierbare mense. Ek het vanoggend vir die eerste keer gehoor, julle sing soos engele. Julle kan. En ek sê dit met alle respek, as ons bevoorreg is, en ons kom in die huis van die Here die dag, gaan ons nie baie van mekaar te sien nie, want hy gaan baie van ons gebruik vir die koorgesang. Julle gaan in die koor sing. Vir altyd julle sing, we exalt thee, O Lord. En dan, toe dink ek, toe ek het so luister, toe dink ek, hierdie mense sing net so uit hulle hart uit. En besef hulle, regtig, ek het nie gedink, besef hulle nie, ek het geweet, hulle besef wat hulle sing. Want ek kon dit hoor, aan hoe julle dit sing. Van, we exalt thee, O Lord, we exalt thee. Ek wil net gou by Markus 4, vir julle, dis nie nodig om julle Bybels oop te maak, jy gaan net van, is net een versie. Vers 24, vir julle lees. En hy, dis nou Jesus, en hy het vir hulle gesê, pas op wat julle hoor. Met die maat waarmee jy meet, die maat waarmee jy meet, sal vir julle gemeet word. En daar sal bygevoeg word vir julle wat hoor. En ek sluit nou af. Ek wil hê julle moet voortgaan met hoe julle nou is. Mense wat ek sien, mense as ek met julle praat en ek hoor hier soveel omgee tussen die mense. Maar nou moet julle 'n ander ding in gedagte hou. En ek gaan hom nie die eer gee nie. Ek wil nie eens oor hom praat nie. Maar daar is 'n Satan. En hy is soos 'n brullende leeu, sê God se woord. En hy wil verslind. En weet net, daar waar julle is, waar ons soveel liefde vir mekaar gee en soveel omgee vir mekaar het,
wil hy dit verongeluk. En dit is hoekom dit belangrik is om te kyk voor jy saad plant, wat plant jy? En in wie se ore of wie se land plant jy daardie saad? En dit is baie belangrik, want daar's soveel pastore wat al seer gekry het. Waarby dit ingekom? Was saad wat geplant was op die einde van die dag. Want hulle sê mos die hoogste bome kry die meeste wind. Dis hoekom ek wil nie 'n pastoor genoem wees nie. Noem my sommer net Van of Vanna of Fantjie. Maar net nie vir my sê pastoor nie. Want Jesus, hulle kry pak. En dit is so onnodig. Want dit is gesalfdes van God. Geseëndes van God. En dit is vir hulle wat Satan wil platdruk. Weet jy wat? As jy sien jou pastoor is af, gaan na hom toe man. Gee my drukkie. Sê vir my pastor, sal weer beter gaan man. Ek gaan vir jou bid hoor. Ek gaan jou aanraak. Ek gaan jou nie aanraak nie. Ek gaan vir jou bid dat God jou kan aanraak en dat sy gees oor jou kan kom. En ek pleit die kosbare bloed van Jesus oor jou. Hulle trek swaar hoor. Onthou die hele gemeente, hy is die vader van die hele gemeente, né? Want as sussie jou kwaad gemaak het, dan gaan hy mos by hom. Dan gaan sê jy vir hom, Suster Anna het vir my gesê, weet jy wat, en dan wil jy so graag hê hy moet saam praat. Hoe kan jy dit verwag van hom? Jy kan nie dit verwag van hom nie. Hy kan nie saam praat nie. Want hy is dan die herder van hierdie gemeente. Ek het nou in die week iets interessants gesien. Dit is nou in 'n ander land wat hulle die skape is daar by hulle daar. Toe sê hulle die herder, die skape luister net na een herder se stem. Dis dan nou 'n klomp luitjies, maar hulle skree nou 'n taal wat ek nie ken nie. Dit is nou in 'n ander land. Hulle kan daai taal goed praat, ek kan nie. Maar so roep hulle nou die skape, maar die skape hoor hulle nie. Die skape sien hulle nie. En so kry hulle 'n ander luitjie en hy gaan ook nou en hy doen nou dieselfde ding. Hy roep en niks gebeur nie. Toe laat hulle nou die herder van daai trop skape. Kry hulle hom. En daai herder, ou man, gaan staan daar so en hy lê daar teen die heining. En net so 2-3 fluite gegee en het hulle so gekyk en die lot het begin ophou kou en hulle koppe gedraai. En die volgende oomblik toe hardloop hulle almal na die herder toe. Want hulle ken sy stem. Kom ons leer om die stem van Gees van God te ken. En as pastoor daardie my ooit 'n kans gee, sal ek graag eendag met julle daaroor wil praat. Oor hoe hoor ek die stem van die Heilige Gees. Dit is maklik om dit te sê, maar dit is nie maklik om dit regtig te vat nie. Julle wat dit ken, sal weet. Dit is nie regtig so maklik nie. Kan ek vir julle sê hoekom is dit nie maklik nie? Hoeveel keer het jy al besluit in jou lewe, ek gaan dit doen. En dan sê jy, en ek gaan nou weer sê wat ek al vorige keer, al hoeveel keer gesê het. En dan sê jy, maar iets het vir my gesê, ek moet nie. Maar ek het dit tog gedoen. En ek het een keer, terwyl ek gepreek het ek gepraat oor die iets. En uiteindelik terwyl ek preek, toe praat ek oor iets. En iets het vir my gesê. En onmiddellik, toe wys die Heilige Gees vir my iets. En ek het daai dag pak gekry. Moenie my noem iets nie. Ek is die Gees van God. En ek gaan nou vir julle sê van daai dag af. As ek vir enige iemand sê, iets het vir my gesê, dan voel dit soos 'n dolk wat hier in my hart steek. Hoe kan ek die Gees van God so verneder deur my iets te noem? En dan kom dit by my op, dat die Here sê in sy woord, skaam jou vir my, en ek sê jou voor my Vader skaam. En so, dis nie iets nie. Dan sê ek vir jou, Gerard, die Gees van God het vir my gesê, gister, ek moet nie daar omry nie. Dan verheerlik ek sy naam. Dan tel ek hom op. En dit is wanneer jy sê, die Gees van God het my gelei. En dit gebeur so baie in almal van julle se lewens. Of jy nou naby God leef,
ver van hom af, of jy voel jy is in die modder, hy praat nog steeds met jou. Hoor wat ek jou sê, die Gees van God praat, hy waarsku jou gereeld. Dis hoekom belangrik, wanneer jy besig is met iets, en jy kom op 'n punt, terwyl jy besig is, en jy voel, moet nie net aangaan nie, moenie, want dit is die Gees van God, wat jou gewaarsku het. Want hy plant nie saad in jou ore nie. Hy plant dit in jou hart. Dit is waar die Gees van God met jou praat. Hy praat met jou hier diep binne in jou. Ek maak regtig nou klaar. Dis 'n lekker kort diens vandag. Maar ek wil net vir julle sê vanmôre, weer eens, julle is 'n mooi groep mense. En ek sê nou vir julle, die Here gaan hierdie gemeente nog seën, hoor. Ek sien dit. Die Here openbaar baie dinge aan my. En weet jy wat, die Here het vir my gewys, dat julle wat honger en dors het, bly hier, sit aan my voete. Ek gaan julle optel. En ek gaan julle seën. Want ek bring julle nou 'n woord. Die ek is die Here jou God, wat jou nie sal begewe of verlaat nie. Ek sal jou optel. So, ter afsluiting, wat ook al iemand vir jou sê dit is nie wat God vir my sê nie. En ek sê nou vandag vir jou, hoor my, die eerste keer gaan dalk nie so maklik wees nie, om vir 'n ou wildvreemd, maak nie saak wie nie, nee, as jy sê, my God wys vir my iets anders, ek is jammer, ek gaan nie daarna luister nie, hoor my, hy sal nie weer, of sy sal nie weer na jou toe kom nie. Hy of sy, ek praat oor van die trekker, by die planter, gaan bietjie rondloop, en soek, ek help nie, ek sê vir Gerard nie, want Gerard gaan vir my wegstuur. Dan kom ek na hierdie tannie van my toe, en sê, tannie, het jy gesien wat daai ou gedoen? Want, onthou, 'n trekker wil altyd in die land wees, en die tong wil altyd saad plant, en jy soek altyd die sagte grond, die maklike grond, maar die harde grond, soos Gerard, wat nie na my luister nie, ek gaan nie weer terug soontoe nie, ek gaan na die maklikes toe. So weet net, en ek sê dit met alle respek, weet net, as jy sien almal kom skinder by jou, weet net, jy is die maklike grond, hoor. Ek sê dit weer, weet net, jy is die maklike grond. Maar as jy sien, niemand wil jou skinder nie, nee, dan gaan jy, en elke keer, dan sê jy, Here, ek gee u al die lof en al die eer, want Here, ek laat nie sommer enige saad in my ore plant nie. Al wat in my ore plant, in my hart plant, is die Gees van God, binne in my. Is groter as hy wat in die wêreld is. Kirawa, Shendarawanda. Nou Gerard, voor ons klaar maak, kan jy dan net gou weer jou gitaar 'n bietjie, ek wil so graag hier voor ons huis toe gaan, net weer, we exalt thee. Maar nee, ons het hom gesing, I exalt thee.